Goeiemôre, dit is Vrydag, die 27ste Junie. Vanoggend saam 1 Korintiërs 1 vers 6 tot 9. Hier skryf Paulus vir die gemeente: Net so is die getuienis oor Christus stewig onder julle gevestig, sodat julle, terwyl julle wag op die openbarmaking van ons Here Jesus Christus, nie in enige genadegawe tekortskiet nie. Hy sal julle ook tot aan die einde standvastig maak, sodat julle sonder blaam sal wees op die dag wat ons Here Jesus Christus. God is getrou, deur wie julle geroep is tot verbondenheid met sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Dis 'n ongelooflike stuk troos wat in vers 8 en 9 is. Dat Paulus vir die gemeente sê, dis wonderlik om te weet dat julle glo, dat Christus gevestig is en dat hulle geloof ken, maar dat Christus uiteindelik ook vir hulle sal standvastig maak. Dat God vir ons die krag gee om te volhard in ons geloof, ja, tot aan die einde toe. En dat Paulus in vers 9 dit herhaal: God is getrou, hy wat julle geroep het. En dis 'n belofte wat nog daar is vir ons as Christene ook vandag. Dat ons kan weet dat Jesus Christus, deur die Heilige Gees, ons ook sal versterk in ons geloof. Ons sal standvastig maak dat ons op die dag wanneer die Here weerkom, steeds kan staande bly, sy kinders kan wees. En ons hoef nie daaroor bekommerd te wees nie, want soos Paulus sê, God is getrou, hy wat ons roep om in verbondenheid met sy Seun, Jesus Christus, te lewe. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat U wat in ons harte gewerk het, dat ons glo, steeds in ons werk, dat ons kan volhard, dat ons kan vasstaan in ons geloof. Ons bid, Hemelse Vader, dat U deur die Gees in ons en deur ons sal werk. Here, dat ons U sal verheerlik met ons woorde, met ons dade. Here, met ons oorgee van ons lewens in U hande. Dankie vir U genade. Maak ons getrou deur die Gees wat in ons woon. Mag ons vasstaan in ons geloof. Ons bid vir mekaar vanoggend as gemeente. Here, U ken elkeen van ons. Ons vrees, ons nood, ons seer. Ons plaas dit in U hande. Vir families wat dood in die oë staar en geliefdes verloor het, bid ons vir vertroosting. Here, vir hulle wat bekommerd is oor môre, dat U vir hulle sal hoop en leiding gee. Dankie dat ons kan bid vir 'n die mekaar wêreld en by U kan vrede vind. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen.